Is jy 'n boom van redding? Ons lees in Jesaja 61 vers 3 dat God vir sy moedelose volk deur sy profete baie goeie en blye boodskap bring. Alles gaan verander, hoor net hier. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Wat hier gebeur is dat God ons herinner om nie heeltemal in selfbejammering en moedeloosheid te gaan inval en daarin weg te kruip nie. Inteendeel, deur die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus het God weer gekom om vir ons nuwe lewe en hoop te gee. En dit het die mense in Jesaja se tyd nog nie geweet nie. Ons kan terugkyk en sien hoe het God dit vir hulle beloof en hoe dit dan op die ouend ook waar geword in die werklikheid. En God doen dit nog steeds, want God doen dit vir sy eer. Toe ons weer deur Israel ry, het ek besef hoe baie bome daar elke slag aangeplant word wanneer ons terugkyk en weer sien, daar's nou nuwe bome by. En toe lees ek na, dat sedert 1900 is daar 250 miljoen plus bome al aangeplant. En elke boom konnekteer mense met die land. Dit herinner aan hulle vreugdes. Dis letterlik 'n simbool van hoop en optimisme. So dalk is dit nou tyd om die Heilige Gees te vra om jou te help, om te onthou waar God jou gehelp het, waar God nou help en waar God aan die werk is in jou lewe. En dan vra jy die Gees om dit te help raak sien en dit te waardeer, sodat jy aan God die eer kan gee. Want dan word jy deur die Heilige Gees 'n boom van redding wat hierdie hoop ook vir ander mense op die ou end kan deurstraal. Tot eer van God. Leef geïnspireerd.